Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my vrou se program Groei saam met ons. Ek is Chris En ek is Aldien. en baie welkom. Welkom. Ek hoop julle geniet dit net soveel so ons dit geniet. Ag, laat my toe om vir ons te open in gebed. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Massia en deur die leiding van u Heilige Gees vra ons Here dat dit wat ons nou gaan doen, dit is waaroor ons gaan praat en dit regtig by ons almal sal indring, posvat en regtig Here dat ons so meer en meer van u heiligheid en u woord en u seën en u Heilige Gees kan leer. Ek vra dit in die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Massia. Ek dank u daarvoor my God. Amen. Hi Chris, kom in, dis ek in die moeilikheid. Nee, hoekom? Want jy kom nooit aan my kantoor toe nie. Ag, jammer daaroor. Ja, ek sê net gou kom vinnig inloer hoe dit met jou gaan. Want my hart klop nou in my keel. Ek dog ek het nou iets verskrikliks verkeerd gedoen. Nee, moenie worry nie. Geen bekommernis nie. Nee, ek wil gou net kom inloer oor ons laaste gesprek. Ek vir jou in baie detail vertel van Vader. Ja, jy het. Ja, en ek het net gewonder, het jy nog enige vrae of as jy nou kyk daarmee, het jy nou meer bietjie berisping bevind? Jong, ek het nog steeds baie vrae. Maar ek wil vandag bietjie fokus op Jesus. Maar ek sien dit is etenstyd. Wil jy nie inkom en kom sit nie asseblief? Geen probleem nie. Baie dankie. Ek sê nog 'n klein kantoortjie. Fokus op klein, né? Ja, wat weet jy? Dit is mos maar wat jy sien. Ja, nee. Maar ek is nie so geseënd soos jy om so groot lekker kantoor te hê nie. Ai, dis mos nou nie my skuld nie. Ja, nee, dit is nie. Jy's doodreg. Ek werk mos nou al jare langer as jy. Ja, nee, ek het nie daaraan gedink. Jammer. Maar okay, kom ons los dit daar. Yes, jy sê jy het vra? Ja, ek het nog baie wat ek oor dink en ek het vandag gedink, ek het gedink as ek jou weer sien, dan kan ek jou 'n bietjie meer vra van Jesus. Ek wil graag weet, hoe is Jesus, hoe belangrik is hy, hoe pas hy in die God drie eenheid in, en ek wil net weet, wat doen hy, wat is sy taak, en waar kom hy vandaan? Ek verstaan nog nie dit so lekker nie. Dit is net alles wat, ek wil weet of hy van die begin af daar was, want dit is vir my regtig so interessant, ek verstaan dit nog net nie reg nie. Ek dink dis geen probleem nie. Okay, kom ons begin met die begin. Okay. Onthou ek vir jou gesê in Genesis 1. Jy onthou ons het hy gesê, kom ons maak mens na ons beeld. Ja, ek onthou dat jy dit gesê het. Nou, wie dink jy is daai ons? Ek het geen idee nie. Dit is nie die engele wat God met Vader mee gepraat het nie. Dis met die Seun. Waar kom die engele vandaan? Vader het hulle gemaak. Vader het alles gemaak. Voordat hy die mens gemaak het. Natuurlik. Hy het ons alles geskep. Die engele was al reeds daar in plek. Alles was daar. Nou met die sondeval, Ja. was die engele al reeds daar, maar toe was ons daai een engel wat gedink. Wat is die sondeval? Kan jy my asseblief net kans gee, Aldien, om my sinne klaar te maak? Jammer. Aldien, die sondeval. Okay, laat ek net vir jou eers verder bietjie vorentoe begin. Vader het al alles gemaak, die engele alles gemaak. En hy het 'n besonderse engel gemaak. En hy het hom Lucifer genoem. Hoekom was hy besonder? Jy het al gehoor van Lucifer, nee? Ja. Jy weet Lucifer het baie name, nee? Ja, die duiwel. Dis Lucifer. So Ja. hy was die perfekte. Maar hy het gedink hy is so perfek dat hy bo God die Here behoor. O, Mense moes hom aanbid. Hy wou regtig. Het Nie God nie- gelykstaande nie hoor as God. het God nie kwaad geraak oor hy? Natuurlik. Hoekom dink jy het hy by die hemel uit verwerk? Uit die hemel uit verwerk. Hoekom dink jy is daar so baie sonde en lelik en boosheid op hierdie aarde? Nee, ek weet nie, ek het maar net gedink ons doen maar wat ons wil doen op aarde. Die duiwel wat jou verlei. O, Dis daai Lucifer wat jou okay. verlei. So ja, die sondeval het gebeur toe hy Lucifer, die duiwel, in 'n
slang ingegaan, of soos 'n slang geword het, om vir Eva te verlei. Wat het hy Dit is waar die sonde begin. wat het hy vir Eva wat het hy met haar gedoen? Hy het haar vertel, hoekom dink jy, God gesê, jy mag nie van daai boom eet. Want proe daai boom. Daai boom is baie anders as wat God gesê het. God jok vir jou. Jy gaan meer kennis hê, meer wysheid, meer alles. Gaan eet van hom. Het sy geluister? O ja, hoekom dink jy sit ons hier waar ons sit vandag? O ja, okay. Jy sien, alles het begin met die slang en Eva. So dit is waar die sonde begin. Maar Adam het seker vir haar gesê, nee, Eva, sorry, God het gesê ons kan nie van daai boom eet nie. Jy, ek wil dit nie eintlik sê nie, maar soos man mos maar gehoorsaam is aan 'n vrou, het hy ook maar ingegee en haar kaap gevat van daai appel. O, jene. Altyd vergiftig. En ja, hulle oë het oopgegaan, maar weer eens Eldien, dit is 'n gesprek vir 'n ander keer. Okay. Alright. Jy het my gevra, was Jesus van die begin af? Ja. So ek het vir jou gesê, ja, hy was, want omrede God het gesê, kom ons maak mens. Nie, kom ek maak mens, nie, kom ons maak mens. Okay. So hy het Ja. met iemand gepraat, en dit was nie met die engel. Ja. Alright. So yes, dit is hoe ek weet. Jesus was al van die begin af daar. Okay. Dan gaan ek so verduidelik ook. Jesus was van die begin af daar. Ek dink ons het dit al behandel. Maar ja, ek het al so baie info vir jou gegee dat jy hier en daar ietsie gemis het. Maar kom ek sê gou weer vir jou. Onthou met ons vorige gesprek het ek vir jou gesê toe die Israeliete uitgelei is en hulle is in die woestyn. Ja. Was daar gewees 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Maar hoekom? Om hulle te lei, om vir hulle lig te gee, om hulle wys waar hulle moet loop, waar hulle moet gaan. En ek glo daai was Jesus. Hoe het die wolkkolom hulle gelei? Het hulle lig gegee. En dit moes seker bitter warm gewees het in die woestyn. Dit was seker bitter warm, maar onthou net een ding. God is God. Hy het ons beskerm daardeur. Weet jy wat vir my ook nogal asemrowend is toe God die Israeliete deur die woestyn gevat het. 40 jaar. Hulle klere het nie ingegee nie, hulle skoene het nie ingegee nie, alles het gehou. So, ek het nie daaraan gedink nie. Hoe magtig is God? Ja, nee. Nee? Ja. So, Jesus was daar. Onthou toe Moses met die rots moes gepraat het, ek weet ek het jou dit nog Ja, gestaan. ek Maar jy dink het nou jy- al gaan lees. Ja, ek het. Hy moes met die rots gepraat het, maar toe gaan Moses so slat in die rots. Ja, ek het dit gelees. Toe sê God, omrede jy my seun geslat het, en jy moet al gepraat het, nou sal jy nie die beloofde land beerwe nie. Jy gaan dit sien, maar jy sal nie self daar gaan. Net omdat hy een klein dingetjie verkeerd gedoen Dis het. een klein dingetjie, want ook Jesus is die rots van die lewe. Jy bou alles op Jesus. Hy is die rots en hy is jou fundament. Okay. Dit is op wie jy moet bou, maar ons sal nog daarby uitkom. Dankie. Alright, so jy het my gevra nog van Jesus. Weet jy, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld in die Ou Testament. Jesaja 7 vers 14 sê, die Here sal self vir julle 'n teken gee. Daar sal 'n maagd wees. Sy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Wat beteken Immanuel? Die naam Immanuel beteken God met ons. En dit wys dat Jesus nie net 'n gewone mens wees nie, maar God self by ons kom woon, kom wandel, kom lewe, kom genees. Maar soos ek sê, dit gaan naby uitkom. Maar hoe weet ons dit verwys na Jesus? Aldien, ek wil gou weet, waar waar jy skool gegaan het. Jy nooit godsdienst gehad op skool nie. Ons het godsdienst gehad op skool, maar ek het mos nie geluister nie. Ek kan dit sien dan. So, Sorry, maar ja. So jy het actually net jou sitplek vol gesit. ja, dit was lekker, omdat ek altyd gesels met my maatjies. So jy het nie regtig klas geloop. Ons het seker, maar ek het nie belang gestel nie. Ja, dis hartseer. Jy het regtig baie gemis. Maar weet jy wat? Jy's nou hier, so dis nooit te laat. Dis nooit te laat. Kom laat ek gou met jou deel Matteus 1 vanaf vers 22. Toe Jesus gebore is, word Jesaja se profesie direk aangehaal. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê is.
vervul sou word. Daar sal 'n maagd wees, sy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hy sal Immanuel genoem word. Jy sien, Matteus wys hierdie profesie vervul is in Jesus se geboorte. Jy sien, al lank voor die tyd. Hoekom gewoonlik nie altyd. Daar's baie ou profesieë wat sê van Jesus, wat praat van Jesus, maar hulle het nog nie verstaan nie. Net die profeet het dit verstaan. Is daar nog profeseë in die Ou Testament? Ja, Elwin, daar's heelwat. Maar kom ek deel gou met jou een persoon wat nie eers 'n Israeliet was nie. Dis Job. Job? Ja, oor Job is daar 'n hele boek geskryf. Jy moet dit gerus gaan lees. Maar as ek en jy nou met Job bespreek, gaan ons hier sit vir klank. En ja, ons het mos net so lank luister, né? Ja. Maar ja, Job het alreeds ook oor hom geprofeteer. Ja, Elwin, soos in Jesaja 53, dat Jesus se lyding en dood beskryf. Vers 5 sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons sondes is hy verbrys. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gebring. Jy sien, dit beskryf hoe Jesus sou sterf vir ons sondes, wat honderde jare later in die Nuwe Testament vervul is. Dit is ongelooflik hoe spesifiek dit is. Maar wat van sy geboorte, waar is dit voorspel? Jy sien, dit is daar voorspel, want onthou net een ding, God is 'n groter visie. God weet presies waar die einde kan wees. Dit is hoekom God alreeds in die Ou Testament met sy mense gepraat het, met sy profete. Jy sien in Micha 5 vers 2 lees ons, dat jy Bethlehem Efrata, al is jy klein onder die families van Juda, met jou sal daar vir my een kom, wat oor Israel sal heers. Jy sien nou dit voorspel nie net sy geboorteplek nie, maar dit vertel jou ook van wie hy gaan wees en wat hy gaan doen. Maar Bethlehem, hoekom Bethlehem? Jy sien nou, Bethlehem was die stad van Dawid. En omrede Jesus daar gebore was die vervulling van God se belofte wat ons lees in 2 Samuel 7 vers 16. Jou huis en jou koningskap sal vir ewig voor my stand hou. Jou troon sal vir altyd vas staan. Jesus is die Messias, die ewige koning, wat uit Dawid se geslag kom. En hoe het sy geboorte dan gebeur? Jy sien nou as jy die hoofstuk van Lukas lees, sal jy in detail kan lees hoe, wanneer, waar en alles van Jesus geboorte. Maar ek gaan vir jou net so kort opsom, wanneer jy lees in Lukas 2, van vers 4. Josef het van Nasaret na Bethlehem gegaan, want hy was uit die huis en familie van Dawid. En Maria het geboorte gegee aan die eerstgeborene seun. Sy het hom in doeke toegedra en in 'n klip neergelê. Dit wys jou hoe nederig Jesus, die koning van die wêreld, gebore is. So Josef en Maria, was hulle man en vrou gewees? Ja, Nee. Hulle was nog nie, hulle was verloof. Maar hoe het Maria dan 'n baba gekry? Goeie vraag. Soos ek weer sê, as jy jou woord gaan lees, maar ek verduidelik vir jou goed. 'n Engel het aan Maria verskyn en vir Maria gesê, Maria, jy gaan Jesus baar, kind kry en van Jesus doen. En sy het met die engel geglo. Maria glo ons dat sy was 'n baie gelowige, eintlik met verstouding sê, kind, sy was baie jong gewees, toe sy bevrug is deur die Heilige Gees. So sy het nie gemeenskap met 'n man gehad nie en sy het swanger geraak? Asseblief man. Jy sien, ja, dis net soos wat jy daar sê. Sy was bevrug deur die Heilige Gees. Omrede die Heilige Gees
nie 'n sondige een is nie. As 'n man, ek nou nie of ons dit oor 'n ware of 'n boodskap kan deel nie, maar weet jy wat, ons almal weet hoe iemand bevrug word. Maar sy het nie deur 'n man bevrug word. Onthou dan net een ding. 'n Man het 'n sondige natuur. Ja. So 'n sondige persoon kom by haar en maak haar ook sondig. Verstaan jy? So dan sou Jesus nie heilig gewees. Jesus het van heilig af gekom. In 'n maagd en is gebore uit 'n maagd. Jo, dit is darm baie moeilik om te glo. Weet jy wat? Dis presies hoekom jy moet glo. Daai is nou net presies hoekom jy moet glo. So, hoekom, ek gaan jou nou iets vra. Hoekom wil jy nie glo wat in die woord staan? Ek het nie gesê ek glo dit hè, maar ek sê net ek dink dit is baie moeilik en dis vir my, dis bo my veermaakplek vergaande vir my. Dit is presies hoekom 'n mens glo. Ja, want jy glo die onmoontlike. Jy glo nie dat dit waar is nie. Maar dit is waar. Want dit is waar, want as ons gaan lees, wanneer jy verder vra het oor Jesus, dan ek jy presies stap vir stap kan verduidelik hoekom dit so is. Ek moet nou eers hierdie klein kry van Jesus wat sommer net so gebore is, sonder dat daar 'n man en by Maria was. Onthou net een ding, ek het vir jou gesê, die Bybel is die enigste boek wat jy kan lees, waar daar geen leuen in is nie. Dit is nie 'n foefie nie, dit is nie 'n veeverhaal nie, die reine waarheid. Kom uit God. Hy het dit geïnspireer vir ons neergeteken, dat ons dit kan verstaan en kan glo. Dus ek moet vir jou sê, dit is baie belangrik om jou Bybel te lees. Ja, maar jy kan seker die Bybel lees soos 'n sprokiesverhaal as jy wil, maar onthou net een ding, as waarheid. Alle waarheid is daar binne. Ja. Maar ons kan ook weer eens verder oor Maria gesels. Maar jy het my nou gevra Jesus. Ja. Ek wonder net, hoe was Jesus se lewe op aarde? Wat het hy gedoen? Ja, sien, as kind is daar nie baie van opgeskryf nie. Al wat ons lees van Jesus is sy geboorte en toe hy 12 jaar oud was. Jy sien, wat gebeur het daar is, hulle het elke jaar Jerusalem toe gaan om Paasfees te gaan herdenk. En met die terugkom, sy ouers het nou al 3 of 4 dae, hulle al begin teruggaan, toe kom hulle agter, hoorie sê maar, waar is Jesus? Toe kos het hulle, nadat hy hulle om glad nie kon gekry het, en die mense wat saam getrek het nie, terug te gaan. En toe waker hulle vir Jesus Ek weet nie. in die Vader se huis. En toe Maria nogal van vra, hoorie so kind, waar was jy die hele tyd? Ons was bekommerd oor jou. Daar sê Jesus vir hulle, maar ek het julle nie geweet, ek moet besig wees met my Vader se werk nie. Jy sien, van 12 al het hy geweet wie hy is en wat hy is. Maar ja, en van daar af, dis is nie regtig weer van Jesus nie, tot en met hy 30 geword. Toe begin ons lees nou, hy begin met sy bediening, nie regtig soseer sy bediening nie, maar sy doop, hoe hy sy disippels geroep het. En daar begin sy groot verlossing voete. Jy sien Aldien, Jesus se lewe was vol deernis en wonderwerke. Hy het gekom om die wil van sy Vader uit te voer. Johannes 6 vers 38 sê, ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jy sien, dit is hoekom so amazing is, om die woord te lees en te glo. Glo. Jy sien, hy het mense genees, demone uitgedryf, lammes laat loop, dowes laat hoor, blindes laat sien, en hy het die goeie nuus van God se koninkryk kom verkondig. Nou as hy dan die goeie nuus van God se koninkryk verkondig het, wat was sy grootste boodskap?
Okay, maar wag net gou-gou 'n bietjie. Ek wil net gou-gou mooi verstaan want ek is besig om weer heavy de mekaar te raak. Jy het gesê dat Jesus gebore was in 'n stal, in 'n krib neergelê het uit 'n maagd. Ek weet nou nog of ek dit glo nie, maar hy's gebore uit 'n maagd uit, hy het in 'n krib gelê. Hoe het die mense geweet dat hy daar is en dat hy daar in die krib is en dat dit Jesus is? Eldien, hy is ook eintlik regtig 'n maklike antwoord. Daar was skaapwagters in die verre velde. Onthou, God praat met almal. En hy het vir hulle gesê, ek sal vir julle 'n teken gee. Onthou net, jy het die Ou Testament waar al die profete geprofeteer het oor Jesus se koms. Almal het dit geweet, maar niemand geweet wanneer nie. Maar die dag toe Jesus gebore is, in hy stal in Bethlehem. Miskien daar is sterp. Dit amper lyk soos 'n kruis, maar wat pen regop, pen af, vir hulle wys waar hy is. Is die ster dan groter as gewoonlik gewees? O ja, die Heiland is dan gebore, Immanuel is gebore. So daai 3 skaapwagters, was die volgende 3, ek sien nie wat hulle gesien, want die eerstes was Josef, sy pa, en Maria sy ma. En dit is hoe God nou aan hy skaapwagters gewys het. Daar, net so, daar, dan kyk, my kind is gebore. So, dit is 'n groot boodskap. Amazing. Maar was die mense nie bedreig gewees nie, want jy het gesê hulle Jesus sou koning geraak het. Koning, ja, onthou nie, hy het koning geword. Hy het, Maar nie op aarde nie. nee, want die aarde behoort aan, wie het ek vir jou gesê, wie is uitgewerp by die hemel uit? Die Satan. So, wie is in die Heer, ek sal sê, is in die Heer, maar wie het groot mag nou op hierdie aarde? Seker Satan. Hoekom sê jy seker Satan? Want ons mense doen baie sonde en jy sê die sonde kom van Satan af. Maar hoe weet jy doen sonde? Want ek weet as ek iets verkeerd doen. Ek weet ek voel hartseer partykeer as ek iets verkeerd gedoen het of as ek te ongeskik was met iemand of as ek nie my werk klaar gekry het nie, dan voel ek 'n bietjie teleurgesteld in myself. En ek neem aan dis maar seker maar sonde. Yes, weet jy is regtig besig om te leer. Ja, dit is daai ene van die wêreld wat jou daar beheer. Want hy wil hê jy moet gelykstaande bly. Maar hier kom Jesus uit die lig uit. Vader wys uit die lig uit, waar is my kind? Waar is my kind? En daai 3 manne het dit eers gesien. Maar het hulle nie soos 'n hospitaal of iets gehad vir hom? Hoekom is hy nou juis in 'n stal gebore gewees? Dit is sommer diere. Ja, Eldien, soos ek jou gesê het, hulle almal het ons daar deur getrek en weer teruggetrek en dit was mos nou hulle paas wees, so alles was vol. Alles was vol. Weet jy net die nederigheid van Jesus, waar hy gebore is. Nee, ek dink, toe jy gebore word, toe was jy in 'n hospitaal, alles, die ligdruk is reg, alles, temperature, en jy word mooi nog gesien, omgekyk, baie mense om jou. O ja, dis 'n dogtertjie. Ja, ek dink hulle was baie bly dat dit 'n dogtertjie was. Wys jy hoe nederig ons Here Jesus gebore is. En die pad wat hy moet stap vir ons om gered te word. Weet jy, dit is regtig asemrowend om dit te leer en om dit te glo, Eldien, glo Ja. en dit te besef. Ons Yeshua HaMashiach, die redder van hierdie wêreld sal word. Wat is Yeshua Messia? Yeshua HaMashiach is Jesus se naam in Hebreëus. O. Okay, maar ek kan nog steeds weet wat was God se of Jesus se grootste boodskap gewees? Eldien, Jesus se boodskap. Ek weet nie, jy kan nie regtig sê Jesus het 'n boodskap gehad. Want wat Jesus kom doen het, was nie net 'n boodskap. Dit was 'n bewys dat daar 'n ewige God is.
En dat daai ewige God ons so lief het, dat hy sy enigste gebore seun aarde toe gestuur het. Waar staan dit nou weer? Alhoewel dit staan in Johannes 3 vers 16, die mooiste en belangrikste vers. As daar nou 'n vers is, wat jy regtig jou eie wil maak, dan maak jy die in jou eie. Johannes 3 vers 16. Skryf dit sommige woorde. Okay, ek skryf dit hier so neer. Maar kan jy dit vir my net weer lees? Weet jy, ek hoef dit nie vir jou te lees nie, want ek ken dit in my kop. Okay. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Ek wil regtig dit beklemtoon. Glo en glo. Dis 'n baie mooi versie. Ek dink ek gaan dit in my Bybel onderstreep. Jy moet dit nie in jou Bybel onderstreep nie, jy word in jou hart. Hoe moet ek dit doen? Aldien, ek weet wanneer Marika hier by jou stap, dan weet jy dit klik 'n bietjie vir 'n tif. Ek weet nie hoekom nie, en ek gaan my ook nie daar steur nie, maar weet jy wat nie? In plaas van om net so nors na te kyk, glimlag. Wat gaan dit help? Jy gaan liefde uitstraal. Dink jy sy gaan dan nie meer so kwaad wees vir my nie? 'n Begin is 'n begin. Jy begin daar. Okay, ek sal dit En doen. ek is amper seker sy gevra, wat smile jy? Ja, jy's Dan reg. weet jy, dan kan jy vir begin. So, ag, weet jy wat, ek het soveel gemoedsrus in my. As jy nie regtig wil sê, hoor ek het Jesus nie. Okay, Ek ek sal kalmte, en want dit is wat Jesus wil. Dis 'n goeie plan. Chris, ek het 'n vergadering nou. So ek sal nou moet gaan. En ons lunch het is alweer amper op. Oeg, jy sien, ek jy mos sê, time flies when you're having fun. Ja, né? Is dit nie fun vir jou om van Jesus meer en meer te weet? Ja, dit is. Maar dit wat jy my vandag gesê het, maak sin, maar dit maak my so de mekaar. Dit confuse my heeltemal. Aldien weet jy wat nie, dit moet jy nie confuse. Jy moet net glo in Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, ons verlosser. Maar Chris, ons het net 2 minute. Kan jy asseblief weer vir ons bid? Geen probleem nie, Aldien. O allerheiligste almagtige, koning van alle konings, Jahwe Here onze God, Vader, in die wonderlike naam van U Seun, Yeshua HaMashiach, en die lyne van U Heilige Gees die Ruach, sê ons vir U dankie. Dankie dat ons weer oor U kan praat, weer oor U kan leer. Net dankie my God, dat U ons geestes, ore, verstand en alles wat daarmee gepaard gaan, open, sodat ons regtig kan leer, kan luister, verstaan en dit kan lewe. Wie en wat U is en wat U in ons geplant het. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie Chris. Vriende, sien julle met die volgende een? Vriende, ek hoop dit was vir julle net so insiggewend soos vir ons. Vrede, shalom.